Ja, ons verwelkom allemaal by Kuier om die woord, om Jesaja. Amen. Lees met die boek van Jesaja. Ons het gevorder, né? Hoofstuk 14. Nou ja, jy kan begin lees, pastoor Mempi. Jesaja 14 vanaf vers 1. Hierdie is 'n baie interessante hoofstuk. En ek wil julle tog herinner daaraan dat die boek Jesaja is vol beeldspraak. Let wel. En poëtiese taal. Vol poëtiese taal. Vol Apokalyptiese taal. Apokalyptiese taal. Openbaringstaal. Ja, so as jy iets lees, moet hom nie sommer dadelik vat en sê, dis letterlik nie. Jy sien wat belangrik is, dat ons die woord lees, dan moet ons dit lees Yes. met die sienswyse van die Hebreëse mense, vir wie dit geskrywe is. En veral die Nuwe Testament dan ook vir die Joodse Hebreëse mense. So as ons nie verstaan hoe hulle dit verstaan het nie, gaan ons dit op 'n westerse manier verstaan, en gaan ons dit heeltemal verkeerd verstaan, soos baie van die moderne kerke, veral met die laaste dae sogenaamde studies. Ja. Maar as ons die openbaringstaal, of die openbaring is natuurlik die Griekse woord apokalyptiese taal verstaan, en hierdie poëtiese taal, dit is goed dat sy Ou Testament herken, en dan die manier hoe hulle gepraat het, en wat die profete bedoel het. Profete het altyd so gepraat, en jy kan amper sê, dit is soos van 'n geheime taal. Vandag as hulle oorlog voer oral, praat hulle ook met mekaar geheime taal, sodat die vyand nou nie agterkom wat hulle sê nie. So dit is maar basies waaroor dit gaan. So, En daar is daar altyd ook verskillende vlakke, Ja. wat jy die ding kan verstaan. Ja. Daar sê net altyd 'n een beskouing daarvan nie. Dis beeldspraak wat ook van toepassing is op daai situasie. Soos daai mense van daai tyd dit verstaan het. Ja. En dit is wat ons moet dan leer verstaan. En daarom wanneer Jesus dan ook praat, gebruik hy hierdie selfde tipe simboliese taal. Hy praat ook van die son wat verdof gaan word, die maan wat verdof gaan word, die sterre wat nie hulle lig meer gaan gee nie. Yes. En dan praat dit simbolies, praat dit van regeringe, koningskappe wat afgesit word. Nou ja, nou sien die westerse mense dit as die einde van die aardbol, en dit is glad nie so nie. So kom mense, kom ons kom by, en ons verstaan tog wat die Bybel sê. Amen. Sê amen. Amen. Goed. Want die Here sal hom, hoofletter, oor Jakob ontferm, en hy sal Israel nog verkies, en hulle in hulle land laat vestig. En die vreemdelinge sal hom by hulle voeg, en hulle sal hulle aansluit by die huis van Jakob. Nou Jakob was die vader, sy naam was verander na Israel toe, en hy het natuurlik 12 seuns, wat die 12 stamme van Israel geword het, die volk van die Here, met wie hy in 'n verbond of 'n huwelik gegaan het. En so, ons sien dat hierso in hierdie en die vreemdeling sal hom by hulle voeg, en hulle sal hulle aansluit by die huis van Jakob. Met ander woorde, Israel was die volk van die Here, wat die liefde van die Here moes versprei, die lig van die Here moes versprei. En dit was ook oop vir ander volke, vir vreemdelinge, kan julle dit sien? En so sien ons dit reg deur die Bybel, dieselfde parallelle lyne van waarheid, en uiteindelik sien ons dan ook hoe in die Nuwe Testament, hoe die blye boodskap dan gaan, nie net vir die Jode nie, hulle het dit in elk geval verwerp, die meeste van hulle klein groepie het dit aangeneem, maar dit het gegaan dan na die ander nasies toe. En almal is dan ingesluit in Christus Jesus, is dan nie meer Jood of Griek nie, daar is net een, almal saam. Amen. Amen. So hy verwys hierso, en die vreemdelinge sal hom by julle byvoeg, verwys na Jesaja 60 vers 4, waar hy sê, slaan jou oor rondom en kyk, hulle almal kom by mekaar, hulle kom na jou toe, jou seuns kom van ver. Seuns, ek dink nie dis fisiese seuns nie, ek dink nie dis biologiese seuns nie, ek dink dis seuns van geloof, né? Ja. Kom by mekaar, en jou seuns kom van ver, en jou dogters word op die heup gedra. Soos vandag, ons lot wat hier sit, is nie regtig waar bloedfamilie nie. Ons lot, ek hou van jou Ons lot. Dit klink vreeslik. Ag, verskoon tog. Ons groep mense wat vandag hier sit, is nie regtig biologies familie van Hallo mekaar. julle lot. Okay.
Is die lot hier? Okay, dis maar net interessant, ja. Ja. Maar ons is familie. Amen. Ons is meer familie as wat ons familie is van ons bloedfamilie. Ja. Amen. So, dis wat hy hierna verwys. Ja, En die volke sal hulle neem en op hulle woonplek bring, en die huis van Israel sal hulle in die land van die Here as besitting verwerwe, as slawe en slavinne, en hulle sal die gevange hou wat hulle as gevangenes weggevoer het, en oor hulle drywers heers. en natuurlik ook is daar was baie wetgewing Yes. oor hoe hulle die slawe en slavinne moes gehanteer het. En dan kom 'n liefdesaspek daarin. En dan kom maar 'n sekere tye in die jaar wanneer die slawe of sekere tyd gedien het, waar hulle geleentheid kry om vry te gaan. Dat hulle nie meer slawe is nie. Wat ook alles mooi spreek van ons vandag, wat onder die slawerny van sondige toestand, julle weet wat sonde toestand is, die Griekse woord harmatia beteken mis die beeld van die Vader wat liefde is, wat onder die slawerny is van die teenoorgestelde van liefde, word nou vrygemaak, sodat ons kan wandel as kinders van sy liefde. Goed. So as jy hierdie lees, dink vinnig daaraan, wie is op die oomblik, 'n slawedrywer. ja, oor jou, wat jou dryf en Jou wat jou koptoestand. dreig en wat, en party van ons het regtig waar mense ook, of omstandighede in ons lewe, wat vir jou soort van wil downdruk. Kyk, 'n groot ou slawedrywer is die onsigbare vyand, wat Yes. almal noem duiwel en Satan. Ja, En as ons nou toegee aan ongeregtigheid, wat die teenoorgestelde van die vrugte van die Gees is, en ons koppe is gevul met allerlei boosheid en ongeregtigheid, en dan is dit 'n sienswyse wat jou in slawerny hou, stem jy saam? So jy's eintlik in 'n tronk, en jy besef dit nie. Jou gedagtes, jou denke, jou sienswyse hou jou gevange, en jy's in die slawerny daarvan, en dit's die drywer, dan dryf hierdie vyand jou. Hy is 'n slawedrywer. Prys die Here, Jesus het ons vrygemaak yes, daarvan. amen. Sê amen. Amen. En op die dag, as die Here jou rus gee van jou smart en van jou onrus en van die harde diensbaarheid waarmee hulle jou laat dien het. Okay, as ek nou hierdie lees, en op die dag as die Here jou rus gee, dan klink dit so half en half asof die Here nou 'n paar dinge moet verander. Maar kom ons beskou dit reg. As jy hier op die aarde bly en jy sien jou fisiese omstandighede heeltyd as die berg, dis die berg, dis die berg, dis die berg. Nou kan die Here dit nie vir jou verander nie, want dis hoe jy dit sien. Jy moet besluit, hierdie is 'n berg. Ek gaan om hom, ek gaan oor hom, ek gaan hom uitskuif, bla 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 bla. Dis hoekom hy sê in Markus 11 vers 24. As jy sê vir hierdie berg, hef jy op en werp jou in die see en nie in jou hart twyfel nie, dan sal dit wat jy sê sal gebeur. Nou, mense laat toe dat omstandighede vir hulle hierdie groot Goliat is, nee. Ja, hulle kop word beheers met daai sienswyse Ja. van ek is onder die omstandighede en dit gaan nie regkom nie, en solank as jy beheers word met sulke negatiewe, Yes. ongelowige denke, is jy in die slawerny, die vyand, Amen. wat die slawedrywer is, het jou beet. Nou, ons is vrygemaak daarvan. Jesus het ons klaar reeds vrygemaak, sê amen. Hy het hom oorwin. Eenmaal, paaslam geslag, Yes. eenmaal ingegaan, jou verlos van jou sonde toestand, jou beeld missing toestand. So dit kan jou nie meer gevange hou nie. Jy's nou 'n vry mens. Wie wil dit glo vanmôre? Wie het Amen. Jesus aangeneem? Wie die woord aangeneem? Amen. As ons hom aangeneem het, maak hy ons vry. En die woord self, ons is nou besig met die woord, maak jou kop vry, sodat die slawedrywer geen houvas meer op jou het nie. Hy gaan rond soos 'n brullende leeu, let wel, soos. Sy tande is klaar getrek. En hy kyk wie hy kan verslind. Let wel wie hy kan verslind. Hy kan jou mos nie verslind nie, want jy weet beter. Jy het die kennis nou, jy het die woord, en jy's 'n gelowige. Nou, baie mense sal toelaat dat hy hulle dood gum, want hy het nie meer tande nie, maar nou gum hy hulle.
Jou lewe is so swaar, mense, jou woorde gee jou weg waar jy is en wat in jou kop aangaan. Ons kop moet gevul word met woorde van geloof, met Jesus Christus, hy is die woord, sê amen. Amen. Ek wil gou hier byvoeg, Hebreërs 4 is vir my so mooi en dit illustreer die verskil van jou fokus. As jou fokus is op jou probleem, dan bly dit vir jou 'n probleem. Maar as jou fokus op God is en jy gee daai probleem vir die Here, dan het jou fokus verskuif en dan gebeur wat hier in Hebreërs staan. Hy sê, want aan ons is die evangelie ook verkondig, net soos aan hulle. En ek sê julle nou ons verkondig dieselfde woord aan verskillende mense. Hierdie een snap dit, daai een snap dit glad nie. Daai een vang dit, daai een vang dit glad nie. Party wil dit nie snap. Ja, want weet jy hoekom? Kyk, hier staan dit, Hebreërs 4, vers 2. Maar die woord van die prediking het hulle nie gebaat nie, omdat dit by die hoorders nie met geloof verenig was nie. Want ons wat geglo het, gaan die rus in. Gaan sy rus in, sy woord rus in. Sy reeds voltooide werk rus in. Dit wat hy klaar vir ons gedoen het. Jy daai ding vir die Here gegee. Ja. Amen. Jy daai ding vir die Here gegee. Amen. Ja, en dan die woord self, as jy jou voed met woorde van geloof, met Christus woord, hy is die woord wat vlees geword het, kry jy rustigheid tussen jou ore, 'n kalmte. Sê amen. Want hy is in beheer, hy is nie 'n slawedrywer. Yes. Hy gee jou rus, hy sê almal wat vermoeid en belas is, as gevolg van die slawedrywer, kom na my toe en ek sal julle rus gee. Nou, hoe kry ons hierdie rus? Ons moet bietjie ons luigheid los. En die woord vat hierdie woord wat jy nou weer vanmôre hoor. Hierdie so baie woord al uitgegaan vanuit hierdie gemeente uit. Gaan kry dit, vat dit. Kom vra my as jy nog van dit soek. En ons stuur dit vir jou. Ons sal dit vir jou op jou WhatsApp stuur. Dit kos jou basies amper niks. Vat dit, die woord is verniet. Want ons vra nie geld daarvoor nie. En wat ek bedoel is, kos jou amper niks, is die bietjie wat jy moet betaal vir jou data, né? En dan luister jy hierdie woord. Was jou kop met hierdie woord. Was jou kop met Christus. Laat Christus beheer neem van jou sienswyse en jou gedagtes. Hy's nie 'n slawedrywer nie. Hy sê kom na my toe en ek sal jou rus gee. Waar is hy? Hoe kan ons na hom toe kom? Hy is die woord. Hierdie woord wat jy nou hoor. Vat dit net, neem dit aan. Yes. En hou dit aan, luister, as jy die woord luister, dan luister jy Jesus. As jy die woord in jou inneem en jy absorbeer dit en jy koester dit, koester jy Jesus. Hy is nie 'n slawedrywer nie. Amen. Amen. Vers 4. Dan sal julle hierdie spotlied, ja. aanhef oor die koning van Babel en sê, vergeet nou van die koning van Babel. As jy die rus ingaan, dan kan jy hierdie Babelse verwarring. Babel praat altyd van verwarring. Ons praat die sekswyse Babelse verwarring is die tale wat so verward is en niemand kon mekaar verstaan nie. Nou baie mense is so gedryf deur hierdie slawedrywer, hulle verstaan hulle self nie eens meer nie. Hulle weet nie eens wie hulle is nie, maar prys die Here Jesus bring dit vir jou terug dat jy weet wie jy is in hom. Soos ek sê, Babel kan jou omstandighede wees, dit kan enige iets wees. Maar as jy die rus ingaan, vers 3, wat verwys na Hebreërs 4 toe, dan kan jy 'n spotlied aanhef. 'n spotlied. 'n spotlied aanhef oor die omstandighede en jy kan sê hoe die drywer nou opgehou die verdrukking. Jy kan nou lag, né? Jy kan nou letterlik lag vir jou omstandighede. Dis die blydskap, deel van die vrugte van die Gees, of liefde. Liefde word beskryf eintlik in Galasiërs 5:22. Ons moet dit eintlik so lees. Hy sê die vrugte van die Gees. Wat se Gees? Praat van jou Gees, jou wedergebore Gees. Is liefde. Daar kan jy 'n dubbelpunt skryf. En liefde is blydskap, vrede, geduld, vriendelikheid. Wow. So jy kan nou in daardie toestand kan jy nou lag vir hoe jy was onder die invloed van die Babel slawedrywer. Nou weer eens hierso sal nou sien en jy sal hierdie Babel en die koning van Babel is eintlik hierdie onsigbare vyand wat ons duiwel en Satan noem.
Maar baie mense is so onder sy beheer dat hulle lyk self naderhand soos Babel koning Satan, né? Okay. En nou wil ek gou hier ingooi Nehemia 8 vers 11. Hierso. Nehemia 8 vers 11, dis 'n liedjie wat ons sing. Die blydskap in die Here sal my beskud. Die blydskap van die Here sal my beskud. Kom Die julle. blydskap van die Here sal my beskud. Die blydskap van die Here sal my beskud. Mense kuier om die woord, dis Omstandighede is 'n leienaar. Ja, ons O moet sing. ja, dit is omstandighede is 'n leienaar. O ja, dit is ensovoorts. Okay, ons sing nou sommer die duiwel So, nou daar, spot né? ons sommer 'n bietjie met die storie, ja. En dan sê ons altyd vir die mense, nou lag vir hom. En dan sê ons, ha 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 ha. En nou as ons nou hier begin lag, dis nie ophou nie. Het jy geweet hoe aansteeklik is om te Ja. lag? En jy het die blydskap in jou. Jy moet net Yes, begin amen. lag, dan is dit daar, want jy het dit Amen. klaar. Jy is dit, jy is blydskap. Hallo. Amen. As jy 'n vreeslike, mislike ou man het, lag oor hom. Ja, lag saam met hom. Ja. Dan lag hy na saam met jou. Kiel Ja, hom. sien Kiel die hom- mislike sien hom vrou. as Tarzan As jy wat 'n uit die mislike boom vrou het wat uitspring. saam met jou lewe, maar kiel ja, jy weet. Maar ek gaan net gou vers 11 verder lees. Vader het uit So nou my weet julle wat met al die mislike mense in jou lewe doen. Gaan kiel hulle man. Laat hulle lag. As 'n ou Amen. lag dan dit ook nie krag nie. Ja, dan is jy sommer slaap, nee. Hy sê, gaan eet lekker spys en drink soet dranke en stuur porsies aan hulle vir wie niks berei is nie, want hierdie dag is heilig aan die Here. Wees nie bedroef nie, want die blydskap in die Here, dit is Jy julle lees nog waar is jy nou? Nog steeds in Nehemia Nehemia? 8 vers 11. Dis nog Wauw. steeds die lied. Maar kyk hoe pas dit lekker in. Die blydskap Ja, in die Here, dit is jou beskutting. ons beskutting. Ja, blydskap van die Here is jou beskutting. Dit beskerm jou teen jouself in die eerste plek. Amen. So, toe ek nou hierdie spotlied Sien, lees, toe dink jy nou toe daaraan, dink ek nou dadelik aan hoe ons vir die duiwel En jy weet spot die en Hebreëse sê, woord ha, ha, ha. halal het Ja. 'n soort Ja. van 'n spot in. 'n Mooi spot. Met ander woorde jy eintlik 'n spog in. Of wat Ja, het jy die, gesê? die woord halal beteken om uit jou velletjie uit te spring. Van blydskap en te van hoof van blydskap. En daar's 'n element in van jy maak eintlik 'n voel van jouself want jy is 'n bietjie En dit gaan uitsinnig. oor na die woord haleluja, want dit is Ja, eintlik dit beteken, gaan ja. dit in Jy raak uitsinnig. Ja, jy raak uitsinnig. En dit is hoekom ons vir sommige van ons Ek hou liedere- daarvan jy raak uit jou verwarde Babelse sinne uit. Ja. Jy kom in beter gesindheid. Amen. Gesindheid van Christus, ja. Amen. Laat jou sinne wat tussen jou ore is, Christus wees. Amen. Ja. Maar jy word bietjie afgehak van jou hanger af, nê. Nee. So baie mense is opgehang Opgehang in allerlei issues. aan Ja. allerlei issues. Maar wat gaan die mense van my dink as ek nou hier rondspring? Maar ek kan nie dit doen nie Ek want kan nie so dit en doen dit nie. en dat hier's opgehang in iets. Ja. Nou ons wil julle met die krag van die woord en die Vuur blydskap van van jou die hanger Heilige Gees. afhaal. Kom ons kry julle almal af van julle hangers. Ek wil ook vir my hangertjie afkom vanmôre. Amen. Laat die hang-ups gaan nou in Jesus naam. Amen. Val van jou hanger af. En vang 'n dansie. Van Okay. die dansie. Vang 'n dansie. Okay, nou blaai ons om. Die Here het die stok van die goddelose verbreek, die staf van die heersers. Dis nou waarmee jy geslaan is. Ja, wat die volke verwoes het in grimmigheid met slaan sonder ophou, wat in toorn oor die nasies geheers het met 'n agtervolging sonder verskoning. Nou ja, baie van hierdie goed gaan sommer letterlik aan vandag in ons wêreld. Daar's wrede leiers wat glad nie in Christus glo nie, wat nou oorlog voer en onskuldige mense baie leed aandoen. En ons bid, wie bid ons steeds vir almal wat swaar kry Amen. nou op hierdie stadium. Amen. En ons bid dat die Here hierdie waansinnige oorlogsugtige leiers Yes. van hulle troon afskuif en Amen. in hulle plek leiers van wysheid en vrede in Christus Jesus. Amen. So, daar's agtervolging sonder verskoning. Mense is kwaad vir jou, jy het hulle niks gedoen nie. Maar hulle is kwaad vir jou. Ja, ek dink as 'n mens moet weet wat alle mense van jou dink, regtig, dan gaan jy dalk nie kan slaap nie. Dit is maar goed dat ons wil nie weet nie, maar ons weet wat Christus van ons dink en die Here van ons dink en wie ons is in die Here en daarmee vul ons gedagtes. Amen. Die hele aarde rus is stil. Hulle breek uit in gejubel. Ook is die sipresse se boom. En 'n bome verwys altyd na simbolies mense. Goed. Ja.
Nou, let wel. Cypresse klink amper of iemand cypress is. Maar hierdie is nie daai soort bome nie. Hierdie is Cypressbome is die boompies. begrafnisboompies. Yes. Maar nou sal regop nou is hierdie boontjies. cypress begrafnisboompie raak nou bly, sien ek Yes, hier. amen. Ook is die cypresse bly oor jou. Ja, die seders van die Libanon en hulle sê, vandat jy daar lê, klim niemand na ons toe op om ons af te kap nie. Ag, So, dankie tog. Die beeldspraak hierso is, tot die bome is bly, en die bome is mense, soos pastoor Jan vir julle leer, en Dus jy moet dit daarom ook, leer jy dit nie ook vir die mense? ja, Okay, goed. ja, maar ek bedoel, jy het dit nou net gesê. Okay, en hulle sê, vandat jy daar lê, onthou hulle spot nog steeds, oor dit wat jou aangeval het, en wat nou daaronder lê. Vandat jy nou daar lê, sê hulle, is daar niemand wat probeer om ons af te kap. Praat nou van die vyand. Van die vyand. Ja. So dis waar jy die vyand moet sê, sien. Sien jou vyand lê daar. Hy kan Onder jou jou nie- voete. Ja, hy kan nie meer sy ou builtjie vat en probeer om jou af te kap nie. Amen. Sê amen. Amen. Yes, amen. Die doderyk daaronder is in beroering om jou ontwil, jou koms tegemoet. Dit wek om jou ontwil die skimme op, al die bokke van die aarde. Dit laat al die konings van die nasies en hulle trone opstaan. Weerens is hy wys na doderyk, dis die Hebreëse woord Sheol, wat wys waar al die ontslape mense na toe gaan wat gesterf het, goed en sleg op hierdie stadium, soort van 'n bewaarplek. En later as ons 'n studie kan doen oor Jesus toe in die 3 dae kruisoperasie, is een van die dinge wat hy gedoen het, was om in hierdie plek in te gaan en almal daar te bevry en die plek se deure af te breek. Gees, in die gees, dis nou geestelik. Goed. Vers 10. Hulle hef almal aan en sê vir jou, nou, dis nog steeds die spotlied. Ja. Dis nog steeds die spotlied. Ook jy het soos ons geword, kragteloos, net soos ons. En nou gaan hy aan. Jou trots is neergewerp in die doderyk. Die geruis van jou harpe. Onder jou is wurms as 'n bed gesprei en maaiers is jou bedekking. Asseblief nou as jy nou hierdie eendag lees, moenie dink hy praat nou hier van jou nie. Hy praat van jou vyand. Jou omstandighede, okay? Ja, julle weet van die ou wat mos hy het 'n manier gehad en dan in die môre dan maak hy die Bybel so toe. So Ja. en Dan druk hy sy vinger dan nou sê hy vir die plek Here, in. dan sê hy vir die Here, Here praat tog vandag met my en dan maak hy die Bybel oop en dan vat hy sy vinger en sit hy dit dan neer en dan lees hy. Ja, hy kyk nou eers weg, jy weet, van die Bybel af en dan vat hy sy vingers so, dan sê hy Magalaai, Magali, Erududum, doef. Dan sit hy hom nou en dan maak hy sy oop en daar is sy vinger nou En hier neergesit. staan, onder jou is wurms as 'n bed gesprei en maaiers is jou bedekking. Ooh, dis die einde van my. Vrou, is begrafnispolis in plek. Ek het 'n woord gekry van die Ek voel Here. om selfmoord te pleeg en dan maak hy nou die Bybel oop weer en dan met sy vingers in die lug en sy oë toe en dan druk my plek en dan het hy daai plek van Judas, ons sê. En Judas het homself gaan ophang. Okay. Hier gaan ek is dit is 'n duidelike teken. Dan soek hy nog een, né? En dan kom hy en druk hy dan sê, gaan jy en doen net so. Ja, gaan jy en doen net so. Nou mense, Die Here het met my gepraat. Mense, weet julle wat? dan is jy in jou peetjie in. Die Heilige Gees Ja. is heeltyd in jou. Dan Hy is hy in gesels jou heeltyd met jou. Hy gesels met jou deur die woord. Sê amen. Amen. En hoe meer woord jy in het, hoe meer gaan jy hom hoor. As jy nie die woordtaal ken nie en geloofstaal ken nie, omdat jy nie moeite doen daarmee nie. Yes. Omdat jy nie Jesus aanhoudend, ek wil nie sê aanhoudend aanneem nie, maar dit is vir my amper soort van jy neem hom aan, yes, op 'n punt en dan gebeur vuurwerke en wonderwerke. Party mense ervaar nie noodwendig veel nie, maar elke keer as die woord lees en nuwe dinge kom vir ons tevoorskyn van Jesus Christus, want hierdie hele Bybel, Ou en Nuwe Testament, praat net van Jesus. Dan word hy sterker en sterker in jou gedagtes en jy vul jou siel, denke, gedagtes, gemoed met Christus. Weet jy hoe duideliker begin jy die stem hoor van jou Vader deur die Heilige Gees? Want hy praat met jou woordtaal.
Amen. Maar as jou kop vol nonsens is en vol bekommernis en jy word gedryf deur hierdie slawedrywer so onnodig en jy verloor dit heeltemal. Hoe kan jy die stem van die Heilige Gees hoor? Hy praat Bybeltaal. Kom nou mense. Dis 'n goeie rede waarom ons moeite moet doen met onsself, met ons koppe. Kom, vul jou koppe, vul jou gedagtes met woord. Vul jou koppe. Vul jou koppe. Party mense het 2 koppe. Ja, okay. Alright, nou kom Vul ons julle koppe, dis wat ek wil sê. Nou kom ons by 'n vers wat daar baie tradisionele opvattings is en ek het gaan studie doen daaroor en ek het vir julle die goue draad wat ek hier vir julle wil gee oor dit. Okay. Hoe het jy uit die hemel geval, o môre ster, seun van die dag geraad? Nou, jou tradisionele mense sê, hy praat van Lucifer. En daar's definitief die King James version praat van Lucifer. Okay? Maar hier is vreeslik baie. Kom ons gaan terug na wat beteken die Hebreëse woord. Die Hebreëse woord môre ster is Hillel ben Sachar. En die oorspronklike betekenis van Hillel ben Sachar is die planeet Venus. En dit word ook genoem die oggendster. Okay? So, moenie net, jy weet baie mense sê, want dis die antichrist. Die Pope is die antichrist, dit is so en dit is so. Daar's verskillende maniere om na hom te kyk. Okay. Hillel ben Sachar means the planet Venus, also known as a day star. Maar in Latyn, as jy dit in Latyn vertaal, dan praat hy van Lucifer. Maar hy praat nie, jy kan nie sê dis Lucifer nie. Ons sing 'n liedjie, Bright morning star, and throughout eternity. Hier praat ons van môre ster as Jesus. So jy kan nie sê môre ster is Lucifer, want ons het aanbiddingsliede wat sê Jesus is die môre ster. Die lied wat ek nou gesing het is All Hail King Jesus, All Hail Emmanuel, King of kings, Lord of lords, bright morning star. Ja. So metafories, Ja. jy kan nie net sê, dis 'n ou Koos wat langs my bly, hy is Lucifer. Daar's verskillende, Of hy word beheer deur Lucifer. ja. So, kom as jy hierdie een sien Hy môre bly sommer by jou, né? As jy môre ster sien, skryf dan lieweste daar, the shining one. Dis meer korrek. Ja, kyk, wat ek wou gesê het nou, onthou skynende nou sterre verwys na Ja. heerskappye, né? Ja. Dis simboliese taal en is gee ook lig. 'n Heerskappy gee 'n spesifieke lig en dan die Here word ook verwys na liggeer. Hy is die hoofliggeer, die vername liggeer, die ware liggeer, die ware lig, die waaragtige lig wat skyn in Johannes hoofstuk 1. Yes. Amen. Daar's baie ligte wat skyn, daar's baie leierskap. Okay, so maar daar's onthou- een ware leier en een ware lig. So onthou, daar's verskillende betekenisse wat jy daaraan kan heg. Ja. Nou, die oggendster, as dit aand word, dan kan jy nie die oggendster sien nie. Is daar nie 'n aandster op nie? Daar's 'n aandster ook. Ja. Kan julle sien? Dit praat van verskillende dinge, maar die metaforiese gebruik van hierdie, Jesaja gebruik dit om spesifiek te verwys na die Babiloniese Leierskap, koning regering, en koning. regering. Vang julle dit? Okay. Nou, om net te staan wat ek net nou gesê het, in Openbaring 22:16 staan daar, Jesus is the bright and morning star. So kan jy sien, jy moet nie die mekaar raak. Die Hebreëse woord is Hillel ben Sachar, wat beteken shining one. Maar as jy jou King James oopmaak, dan staan daar Lucifer. Is verkeerd vertaal. Vang julle dit?
Yes, dis verkeerd vertaal. Okay. Ek wou net dit uitlig, want jou tradisionele mense gebruik hierdie en sê, hy praat van die duiwel. Okay. So, sal julle dit nou vir mense kan verduidelik? Yes. Okay. En jy het in jou hart gesê, ek wil opklim in die hemel, my troon verhef oor die sterre van God, en ek wil sit op die berg van samekoms in die uithoeke van die noorde. Nou wil ek julle iets vra. Aan watter koning laat julle dit ook dink, wat gesê het, hy het gewandel op die dak van sy paleis, en hy het gesê, ek is soos 'n God, ek is 'n God. Nebukadneser. Ja, hy was ook die koning van Babylon. Yes. So Babylon is Jesus symboliese taal dan Yes. ook. En weet julle wat, ek kan net iets vinnig hier ingooi, pastoor Mimpie, in Openbaring 18. Yes. En na hierdie dinge het ek 'n engel sien neerdal uit die hemel met groot mag en die aarde is verlig deur sy heerlike. Engele word ook sterre genoem. Yes. En hy het met 'n groot stem kragtig uitgeroep sê, geval, geval het die groot Babylon. En dit het geword 'n woonplek van duiwels en versamelplek van allerlei onreine geeste en versamelplek van allerlei reine en hartlike voors. En uiteindelik praat ook van die hoer van Babylon in hierdie area. En dan verwys die hoer van Babylon verwys na die kerkregering, die korrupte kerkregering, hulle wat Jesus gekruisig het en hulle wat die gelowiges so wreed vermoor en vervolg het. Was uiteindelik dan nou die hoer van Babylon. Hoer is 'n vroulike figuur wat praat van die vrou van die Here, met ander woorde sy kerk, wat nou heeltemal ontrou geraak het, ander gode aangegaan het, en dan kom die oordeel, dan sê hy, hoe het jy geval, o hoer van Babylon. Amen. Hallo julle. Vang julle dit, die simboliese taal, selfde taal weer, Ja. wat ons hier nou lees, kom uiteindelik in die boek Openbaring. En nou, ja, wat dit gaan nou gebeur, is ophandel weer mense in die 1ste eeu, Christus, die kalender volgens Christus, het hierdie klaar gebeur. Nou julle Jesus sê in Matteus 24, hierdie geslag is 40 jaar, sal nie verbygaan, voor al hierdie dinge gebeur nie. Dan praat hy van die groot verdrukking en die oorlog, en die alle verwoesting van die tempel en van Jerusalem. En raai wat? Dit het gebeur. 40 jaar nadat Jesus weggeneem is van die aarde om die hemelvaart, 40 jaar is die tydperk wat ek gesê het, hierdie geslag sal nie verbygaan voor alles gebeur het nie, en dit het gebeur. En Jerusalem is verwoes, tempel is verwoes, en die dinge het gebeur wat Jesus alles klaar voorspel het. Ok, goed, nou kom ons terug na basis nou Jesaja 14 vers 15. Ja, in die doderyk sal jy neergewerp word in die diepste plekke van die kuil. Die wat jou sien, skou jou. Hulle kyk na jou en hulle sê, is dit die man wat die aarde laat sidder het, koninkryke laat bewe het. Nou, julle weet wat het met Nebukadneser gebeur. Nee. Ja, toe hy sê, ja, hy is 'n God self, en toe hy het die einde van die dag het hy tot bekering gekom, daai ou, weet jy. Maar toe het hy, dit is so interessant, julle moet die boek Daniël gaan lees. Toe het hy begin skielik voor die Here hom getref, né? En hy het verander in 'n dier. En hy het begin, sy hare het begin lank groei. Sy naels. En hy het gras geëet, soos en hy het begin kruip daar op die grond. En hy het gras geëet. En dit was erg, uiteindelik toe kom hy weer tot bekering. En hy word dan ook daai boom genoem. Hy word ook 'n boom genoem. Yes, Die boom wat nou so pragtig was en so groot gegroei het en heerlikheid gehad het, is getref. En hy het gevrek, dood gegaan. En maar, hy het niks geword nie. Uit 'n En dan stompie. Dan wys dit uiteindelik weer terug na Christus toe. Hy het soos 'n stompie klein laat stompie laat oorbly, Yes. wat uit droë grond. Alles simboliese taal. Jesus wat geen ongeregtigheid of sonde geken het nie, het dit geword, sodat ek en jy kan word die geregtigheid van God in hom. En dit is 2 Korintiërs 5 vers 21. Amen. Hy het dit geword, sodat ek en jy kon word geregtigheid. Wat is geregtigheid? Liefde, blydskap, vrede, vriendelikheid, geduldigheid,
Hallo jy, ek voel nog nie so nie, ek sukkel nog daarmee. Wel, hou op sukkel, begin glo. Sê Amen. Hou op om dit te probeer, jy is wat die Vader sê jy klaar is. Amen. Hulle wat geglo het, gaan die rus in. Ja. Amen. Die wat jou sien, beskou jou, hulle let en hulle sê, is dit die man wat die aarde laat sidder het, koninkryke laat bewe het, die wêreld soos 'n woestyn gemaak het, sy stede verwoes het, wat sy gevangenes nie losgelaat het huis toe nie. Al die konings van die nasies, hulle almal rus met eer, elkeen in sy huis, maar jy is gewerp ver van jou graf, soos 'n afskuwelike uitsprysel, oordek met die wat verslaan is, wat deurboor is met die swaard, wat neerdal na die klippe van die grafkuil, soos vertrapte aas. Jy word nie met hulle in die graf verenig nie, want jy het jou land verwoes, jy het jou volk gedood, die nageslag van die kwaaddoeners word vir ewig nie genoem nie. En weet hierdie vyand finaal verslaan? Jesus en sy Christus. voet op hom gesit, Jesus Christus. En nou, ons is sy liggaam, ons is ook sy voete. Waar is hierdie vyand nou? Onder my voete. Onder ons voete. Amen. Maak 'n slagbank gereed vir sy seuns, om die ongeregtigheid van hulle vaders se ontwil, dat hulle nie opstaan en die aarde in besit neem en die bodem van die aarde vol stede maak nie. So sal ek dan teen hulle opstaan, spreek die Here van die leerskare, en van Babel uitroei die naam en die oorblyfsel, die kroos en die nageslag, spreek die Here. En nou wil ek net sê, God het dit nie teen mense nie. God het dit teen gesindheid van die hart. Daar's nie mense wat God haat nie. Maar as jy daai gesindheid in jou hart het, dan moet jy weet, jy's ver van God af. Daai gesindheid in jou hart van haat en nyd en Ja, weet jy, sonde toestand of Ja. die beeldmissing, wat Sonde. jy mis die vrugte van die gees, wat liefde, blydskap, vrede is en vriendelikheid is. As jy nie daai vrugte dra nie, dan maak jy mense seer. Jy maak jouself seer in die eerste plek en jy maak ander mense seer. Dink julle nie dit het tyd geword dat jy nou jou nonsens los amen. en ophou om te spog oor jouself. En ons kyk nou wat het met hierdie skepsel gebeur, hierdie vyand, wat Satan of Lucifer genoem word, wat ons nou reg verstaan, kyk wat het met hom gebeur, ons sal nou sien, hy het hoogmoedig geraak. Yes. En hy het sy trots, hy het gedink, hy is die ding, hy is die alles. En as ons net kan besef dat Jesus Christus is die alles, en dat die Here is lief vir jou, en hy het jou gemaak na sy beeld en sy gelykenis, hy het jou gemaak liefde en blydskap en vrede, Amen. en vriendelikheid en geduldigheid, en as jy net kan besef en sê, ek glo dit, ek glo wat die Here van my sê wie ek Amen. is, en jou verstand, jou gedagtes word oorheers met sy liefde, en nou, wat gaan gebeur? Jy gaan niemand seermaak nie. Amen. Sonde maak mense seer, maar die liefde van die Here wat in jou gedagtes heers, kan niemand seermaak nie. Jy kan net goed doen aan alle ander mense. En weet jy wat? Dan word daar deure vir jou oopgemaak. Jy kry samewerking. Net goedheid en guns sal jou volg al jou dae van die lewe, van jou lewe. Kom ons hou op slim wees in ons eie oor. Kom ons hou op ons eie ding doen. Raak nederig. Kom ons kom uit onder hierdie slawe drywer uit, hierdie verkeerde gedagtes, sienswyse. Kom ons kry Christus sienswyse, hierdie woord wat jy nou hoor. Kry die woord, weet wie jy is in Christus. En begin so optree teenoor jou medemens. Mense, jy gaan soveel blydskap ervaar. Jy gaan die effek sien van jou lewe op ander mense. Dit gaan jou bly maak. Amen. So God het dit nie teen mense nie, maar God het dit teen die lelike gesindheid in die hart. God kan dit nie uitstaan nie, want God is heilig, God is lig, God is liefde, God is lewe. Amen. Amen. En ek sal dit 'n besitting maak van krimpvarkies en tot waterplasse. Ou krimpvarkies is my sulke oulike ou diertjies. Amen. Hulle is eintlik so nederige diertjies. Ja. Sy naam is wat?
'n krimpvarkie. Hallo jou krimpvarkie. Weet jy wat 'n krimpvarkie is? As jy naby hom kom, dan krimp hy so in mekaar en dan skyn Maar hy is so. actually glad dan. Hy wys vir jou eintlik ek is nederig, los my net uit. Maar hy het mos Hy trek sy ou Ja. steekoppies in. Ja. So jy kan hom actually ook tel. Ja, dis te oulike diertjies, ja. Ja. My ou diertjie sê vir iemand, né? Ja. En tot My ou water. krimpvarkie. Dis nou Marco vir jou girlfriendjie, my ou krimpvarkie, né? Ja, okay. Goed. Okay. En ek sal dit wegvee met die besem van verdelging, spreek die Here van die leerskare. Nou sê 'n profesie teen die Assiriërs. Die Here van die leerskare het gesweer en Nou hierdie Assiriërs word nou beheer deur hierdie bose Yes. leierskap identiteit wat Satan nou is. Goed. Het gesweer en gesê, waarlik soos ek gedink het, so gebeur dit. En soos ek besluit het, kom dit tot stand, om Aser te verbreek in my land, en op my berge sal ek hom vertrap, sodat sy juk van hulle kan afgly, en sy las van hulle skouer kan wyk. Dit is die besluit wat geneem is oor die hele aarde, en dit is die hand wat uitgestrek is oor al die nasies. Want die Here van die leerskare het besluit, en wie sal dit kan verydel? Sy hand is uitgestrek, wie sal dit kan afkeer? Profesie teen die Filistyne. In die sterfjaar van koning Agas het hierdie godspraak uitgegaan. Nou weer eens, wie beheer die Filistyne? Die duiwel. Die bose leierskap. Entiteite. Ja. Yes. Wees nie bly o ganse land van die Filistyne, dat die roede verbreek is wat jou geslaan het nie, want uit die wortel van die slang sal 'n basilisk voortkom, en sy vrug sal 'n vleiende draak wees. Nou interessant, as jy nou die draak gaan kyk, dan sien jy in Openbaring ook 'n draak. Die draak wat die vrou en die kind wil verslind. Yes, Openbaring 12. En dit verwys natuurlik na Jesus as seun van God wat gekom het om ons te verlos is, maar hy kon niks doen nie. Al lees maar gerus gou Openbaring 12 vir jouself. Okay. Yes. En die eersgeborenes van die armes sal wy, en die behoeftiges sal veilig lê en rus. Maar jou wortel sal ek, hoofletter, deur honger laat sterwe, en jou oorblyfsel sal hy doodmaak. Huil o poort, skreeu o stad, bewe o ganse land van die Filistyne, want uit die noorde kom daar rook, en daar is geen afswerwer onder sy skare nie. Wat sal hulle dan die boodskappers van die nasies antwoord? En dis wat hulle hom sal antwoord, dat die Here Sion gegrondves het, en dat die elendiges van sy volk daarin sal skuil. Nou, Sion, berg van lofprysing. Amen. Yes. Sion verwys ook na Ja. die kinders van die Here, Yes. almal wat Christus aangeneem het, Christene. So Sion is dit. Die ander berg is Sinai, die berg van die wet, Amen. wat verwys na as jy nie die wet kan hou nie, is daar oordeel oor jou. En natuurlik toe Jesus Christus gekom het, het hy die wet vervul. En die wet is nou in ons harte geskrywe. En julle weet natuurlik die wet is nie negatief nie, is nie iets wat ons los nie. Die wet praat van die volgende. Die eerste, dis die 10 gebooie wat ek nou spesifiek van praat. Die eerste helfte daarvan, ek het dit nou vir julle al so baie gesê, is liefde vir God. Uitverkoop aan die Here. Jy moet die Here jou God lief hê met alles van jou. Alles wat jy het. Want dit is vir jou voordelig. Want God is liefde. En dan die tweede gedeelte van daai 10 gebooie is liefde vir jou naaste. So hy wat die wet hou dan, kan die naaste geen kwaad doen nie. Hy wat die liefdeswet hou. Maar niemand kon dit regkry nie. Maar in Christus Jesus, in geloof in hom, hy kon dit regkry. Stem julle saam? Maar nou woon hy in ons met die kragtige werking van sy Heilige Gees. En nou in geloof, met geloof. Hoe kry ons geloof? Geloof is uit die gehoor is uit die woord van die Here, Romeine 10 vers 17. En soos dat ons die woord Christus hoor en verstaan wie ons is, want ons is wat die Here sê ons is, ons kan doen wat die Here sê ons kan doen, en ons besit wat die Here sê ons besit. Hoe weet ons dit? Deur sy woord, hy is die woord. So, nou deur die woord en geloof in die woord,
is die wet nou in ons hart geskrywe. Wat is die wet? Dis liefde. Liefde is in ons hart. Ons is nou die liefde. Ons is nou die blydskap. Ons is nou vrede. Ons is nou geduld, vriendelik. Stem julle saam? Sê dit vir jouself. As jy in die môreoggend vroeg opstaan en jy begin bid en sê, ek is wat die Here sê ek is. Die Here sê ek is skape na sy beeld en sy gelyke. Ek is liefde. Kom almal sê gou saam met my. Ek is liefde. Ek is blydskap. Kom lag 'n bietjie. Amen. Halleluja. Kom nou, lag 'n bietjie. Amen. Ek is vredevol. Laat sak sommer jou arms en skouers en hulle is ontspan. Ek is so vredevol. En dan kom maar gedagte op, ja, maar hierdie ander mense hou nie van, stop dit in Jesus naam, hulle hou van my. Halleluja, halleluja. Ek is vriendelik. Dan gaan staan jy soms voor die spieël en dan oefen jy jou vriendelike spiere, want jy is dit. Oefen jouself wie jy is. Amen. Ek is geduldig. Raak jy so geduldig. Ek is die goedheid van die Here is in my en werk deur my. Ek is getrou en ek het selfbeheersing. En nou sien jy vandag daar in die supermark gaan rondstap. Jy het klaar ingebid, jy weet wie jy is geduldig, en wat maak die saak wat daar gebeur nie, jy is vriendelik met almal en geduldig. Kom nou, daai krag werk in jou en weet jy wat? Amen. Dan mis jy nie meer die beeld nie, jy het nie 'n sondige toestand nie, jy maak nie meer mense seer nie. Vriendelikheid kan niemand seer maak nie, geduldigheid kan niemand seer maak nie, blydskap is aansteeklik, kan niemand seer maak nie. Stem julle saam? Jy gooi nie tantrums daar in die supermark omdat iemand jou nou op die hakke gestamp het met die karretjie, met die trolley. Jy gaan nie van jou trolley af as hulle jou met die trolley gestamp het nie, né? Okay. Wie's met my? Amen. Want jy is wat die Vader sê jy is. Amen. En dis wat gebed is, dis wat woord is. Sê vir jouself heeltyd wie jy is, wie die Vader sê jy is. En luister nie meer na die leuns wat die vyand, die slawedrywer jou mee gedryf het nie. Sê amen. Jy is vry van hom, jy is los van hom. Amen. Ek wil afsluit, hierdie laat my so dink aan die ander lied wat ons sing, Name of the Lord is a strong tower. Ja. Righteous run into it and they are saved. En die name of the Lord praat van sy natuur. Yes. En sy natuur is agape, onvoorwaardelike liefde. Kom ons sing dit gou-gou. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord Most High. The name of the Lord is a strong tower. The righteous run into it, and they are saved. The name of the Lord is a strong tower. The righteous run into it, and they are saved. Amen. Amen. Okay. En jy afsluit. Vader, baie dankie vir die woord. Here, dankie u woord gee vir ons blydskap in ons hart, Vader. Ons dankie, Here, dat ons is die berg Sion, Vader, en ek dankie, Here. En maak nie saak wat se omstandighede daar is nie, Vader. U het elke een van hierdie omstandighede het u reeds oorwin aan die kruis op Golgotha, want u het gesê, it is finished. Amen. En ons dankie, Here, ons sluit af daarmee. Alle probleme is finished. Amen. In Jesus' name. Amen. Amen.